Totdat jy nie 'n myl in my skoene geloop het nie, moet jy nie vir my sê wat ek moet doen nie. Hoor ek baie keer. Ek het probeer. Ek het 'n myl probeer loop in iemand anders se skoene. Dit het nie lekker gepas nie, want dit is hulle skoene en my voete het nie dieselfde vorm nie. Toe het ek probeer om nog 'n myl te loop en toe hoor ek dis ook nie genoeg nie, want ergens moes ek weer hulle skoene na 'n myl vir hulle teruggee. En ek het my lewe lank probeer om op ander mense se terme vir hulle te beteken wat hulle nodig het. Totdat die Here op 'n dag vir my gewys het, wees jy net die beste jouself. Gee jouself soos wat ek jou gemaak het op unieke maniere aan ander mense. Ons wil graag vir ander mense goed doen, ander mense help, hulle laste dra soos die Bybel van ons vra en ons moet dit ook doen. Maar die Here het ons elkeen uniek gemaak. Nie een van ons is 'n fotostaat van mekaar nie. Ons is nie afdrukke wat willoos soos bliksoldaatjies in gelid loop nie. Ons is uniek gemaak, ons het 'n unieke persoonlikheid, 'n unieke temperament, en wanneer ons onsself is voor die Here en tussen ander mense, dan kan ons 'n myl in ons eie skoene saam met hulle loop, selfs 'n tweede myl, maar dan moet ons dit doen soos die Here ons bedraad het, soos hy ons aan mekaar gesit het, en nie toelaat dat ons die heeltyd probeer opleef aan ander mense se verwagtinge nie. Dan word ons wat die Engelse sê 'n people pleaser. Ons maak God se hart bly wanneer ons die beste onsself is wat hy ons geroep het om te wees. En as dit nie aan ander mense se verwagtinge voldoen nie, dan is dit jammer. Maar as ons die goedkeuring van die Here geniet terwyl ons in ons eie skoene saam met hulle loop, dan leef ons reg, dan doen ons reg, dan loop ons reg. Nou trek aan jou eie skoene en loop saam met ander mense. Loop hulle na die lewe toe, loop hulle na die lig toe.